Hartlike goeiemôre van my kant af weer, en 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees, en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou iets wat nogal baie interessant van die robbe is dat hierdie robbe die potensiaal het om met een oog oop te slaap. Beteken dat hulle omgewing kan dan ook observeer wanneer hulle slaap, en dan ook daardeur maar ook veiligheid en beskerming ook dan bied vir wanneer hulle dan besig is om te slaap. So nogal redelik baie interessant om te weet dat hulle ook nogal redelik waaksaam is wanneer hulle dan ook slaap. En net so kom die woord van die Here veral rondom die gedagte van die opdragte van die Here. Ons het gekyk na die bekering wat moet plaasvind. En nou kom ons by die gedagte ook maar net, hoe gaan ek weet dat daar ware bekering dan ook plaasgevind het? En een van die opdragte wat die Here dan ook gegee het, is dat ons moet bely. Matteus 3 vers 8 sê, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. So daarso sal definitief resultate wees wanneer iemand tot bekering gekom het. En daar's 'n baie goeie voorbeeld vir ons in die woord van die Here opgeskrywe, veral wanneer dit kom dan by groot bekerings wat plaasgevind het. Ons vind die verhaal daar in Jona, waar hy dan met hierdie stad Ninive moes gaan praat het, en hy deurgeloop, en toe hulle hierdie boodskap hoor, word daar die volgende dan ook gesê, in Jona 3 vers 6 en vers 7. En toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy opgestaan in sy troon en sy mantel is verskoon, die troon en sy mantel afgehaal en in rougewaad gehul in die as gaan sit. En hy het in Ninive laat uitroep en sê, op last van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee, mag aan iets proe nie, hulle mag nie wy of water drink nie. Hierdie mense moes vir 3 dae, moes hulle afgesonder het, en in daardie 3 dae, wys dit juist die gedagte dat hierdie mense werklik hulle in rou en as tot God bekeer. In daardie tyd, as iemand 'n rougewaad en as op hulle hoofd gegooi het, was dit juis 'n teken van dat daar ernstige rou was, en so moes hierdie volk dan ook hulle in 'n rou dan ook dompel teenoor hulle sonde wat hulle begaan het. Dit sou dan ook 'n bewys gewees het dat hierdie mense ernstig was oor dit wat hulle dan ook hier besluit. En daarom moes hulle van hulle boosheid weggedraai het, hulle moes na God gedraai het, en hulle moes hulle sondes bely het. So sê die woord van die Here ook in in Jona 3 vers 8. Maar mens en dier moet 'n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep. Sien hierso die gedagte, hulle moet wegdraai van hulle verkeerde weë, hulle moet hulle na God toe wend, hulle moet tot God bid, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer. Dit beteken daar moet 'n aflegging van sonde wees, daar moet 'n belydenis van sonde wees. En nou sê dit, en van die onreg wat aan sy hande kleef. So daardie sonde wat daardie persoon gedoen het, moet daarmee gehandel word. Ek kan nie net my sonde bely en dan aangaan in my sonde nie. Dis nie ware berou nie. Dan het ek nie ernstige berou oor daardie sonde en daardie verkeerdheid nie. Maar daar moet 'n aflegging wees van daardie verkeerdheid en tot God gewend word en dan vra vir daardie vergifnis wat ook moet plaasvind. Dit sal die bewys wees van ware berou. Jona 3 vers 10 sê ook, en God het hulle werke gesien, dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy aan hulle sou doen, en hy het dit nie gedoen nie. Dit gaan nie oor God wat verander nie, maar oor die mens, wat berou getoon het om weggedraai van sy sonde, en daarom was dit nie nodig vir die oordeel van God nie, en mens sien dit baie duidelik, die genade van God in hierdie hele saak. God is 'n God van genade. As die mens van sy sonde wegdraai, sal God hom genadig wees. En daarom, liewe toehoorder, vra ek vir u ook vanaand, of vanoggend, het u al van u sonde bekeer? Het u al weggedraai daarvan af? Het u dit laat staan en bely, en dra u die vrug dan, wat by daardie bekering pas, deurdat u 'n nuwe lewe in Christus het, en dat u
die ou lewe, dat die Here u verlos het van die ou lewe. Mag die Here genade skenk dat ons ook sal besef, vir die wat dit nog nie gedoen het nie, om daardie pad te stap van daardie mense in Ninive, om ons sondes te bely, dit te laat staan en ons van ons verkeerde weë te bekeer. Mag die Here genade skenk. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorbeeld van die daar in Ninive. Dankie vir elke ene wat hulle sonde bely en laat staan het en dat hulle teruggekeer het na U toe. Amen.